Selfs deur julle maskers kan ek, wens ek het 'n kamera hier voorgehad, dat ek vir julle kan wys, wat is die reaksie van mense wanneer teens, dankie vir jou hulp, instap, die kruis uitdraal, want ons weet, dat dit beteken dat Christus na die Halleluja koor gaan speel op die orgel. Ons weet dat die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan, en die graf is leeg. Is nie besonder dat ons in hierdie stilte tyd vanoggend, dat die wolke voor die son ingeskuif het, dat ons 'n donker atmosfeer hier in die kerk kon hê. Dat ons kan dink aan wat gebeur het Vrydag, voor Jesus gesterf het, sy laaste asem uitgeblaas het. Ons weet, vandag is ons hier saam, om mekaar te deel, om dit saam te vier, dat ons Here en Koning waarlik opgestaan het. Ons is nou al vir 13 jaar in die gemeente, en vir al meeste van al jare het ons gedoen wat ons doen vanoggend, laat Chris die Halleluja koor speel, en ek weet nie van jou nie, ek weet presies wat kom, ek weet presies wat gaan gebeur, en elke keer sal my hele lyf uit met ondervleis, om te dink, dat dit 'n simbool is van die Here, wat opgestaan het. Vandag is natuurlik die belangrikste dag in die Christelike kerk, en daarom wil ek vir jou die geleentheid gee, om asseblief, kom ons groet die mense, daar om ons, en ons groet hulle met die woorde, die Here het waarlik opgestaan. Kom ons groet mekaar vriendelik vanoggend met daai woorde. Broers en susters, baie welkom vir een en elk van u vanoggend hier in Parkruin Familiekerk se kerkgebou. Dit is my groot voorreg om elkeen van u wat 'n lidmaat is hier van die gemeente vandag ook hier te verwelkom, maar ook dan baie besonder vir elkeen van ons besoekers en gaste. En dit is vir ons 'n baie groot geleentheid, baie groot voorreg, want ons gaan vanoggend ons kind doop. En daarom is dit vir my so wonderlik om elkeen van u wat vandag daaraan kom deel, ook vandag hier so by Parkruin se kerkgebou te verwelkom. So baie welkom, elkeen van julle. Dit is vir ons heerlik om elkeen van julle hier te sien, elke lidmaat, elke gas, elke familielid. Baie dankie dat julle hierdie dag ook met ons deel. Nou, julle sal seker weet dat in die vroeë kerk was dit die tradisie gewees, dat op Opstandingssondag het die gemeentelede bymekaar gekom, en dan saam met die preek en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, het hulle grappe vertel, om die opstanding te vier, en as dit ware ook die dood te kogel. Nou, en die volgende wat ek vir julle gaan vertel, is nie soseer 'n grapie, as iets wat vertel word vir die waarheid nie. Die Parkryners dink van hulle ken dit, maar dit is so 'n mooi storie, dat ek kan nie anders as om op Opstandingssondag ons diens te begin hiermee nie. Twee seentjies, so seentjies dan maar is, hulle speel 'n bietjie krieket daar by die huis, met 'n hardebal krieketbal, en die pa sê vir hulle kan nie daar op die stoepgedeelte speel nie, maar hulle besluit toe, nee, hulle wil nou daar speel, want dit is nou 'n blad wat lekker wip. Hulle kom toe nou agter dat die gras waarop hulle speel maak nie so lekker golfblad nie, hy is so 'n bietjie stadig. En hulle besluit toe, hulle gaan nou speel daar naby die stoep, maar naby die stoep is al vensters. En soos enige goeie pa ook nou sal doen, sê hy vir hulle, maar julle mag nie hier krieket speel nie. Nou, die van julle wat meer ervaring het in ouerskap as ek, kan bevestig dat as jy vir 'n kind sê moenie, dan gebeur die teendeel baie keer. Maar ek sien definitief koppe wat skit. Die pa sê vir hulle, julle moenie speel nie, en die seentjies besluit nie, hulle gaan op krieket speel. Op 'n stadium bil die een vir die ander so lekker kort bal. Ja, dis 'n lekker, hy kan so lekker trek, hou daar uitspeel. Die tweede seentjie, en soos die nood wil hê, is die bal daar deur die venster. Die ma is elders in die huis en sy hoor dat hierdie venster breek, en sy stap uit, en sy begroet die twee seentjies met die volgende woorde, wat baie keer in ons huis gesê was. Dit het altyd onheil gespel. Wag tot julle pa by die huis kom. Nou, die seentjies hulle baie groot moeilikheid. Voor die pa by die huis kom, die seentjies weet nog meer wat die tyd dit is, gaan die kind al na toe, hy sê vir die ma, hoor hierso ma, ons moet asseblief voor pappa kom saam bid. Nou kyk, sê nou, kinders is baie kreatief van hulle weet, hulle gaan pak sal kry. Nou sê hulle moet saam bid, nou soos enige goeie ma, sê die ma, dis reg, ons kan maar saam bid, ek gaan nou nie vir jou kind sê, hulle mag nie bid nie, en die seentjie, hulle sit nou daar, en hy sê, nee, hy sal vir hulle voorbring doen, en hy sê, Here, ons weet, ons was vandag baie stout gewees, sê, Here, ons bid dat u ons asseblief sal vergewe, hy sê, Here, maar my pa is op pad huis toe, hy sê, Here, ons is hierdie keer in sulke groot moeilikheid, laas het u seer gestuur, u sal hierdie keer self moet kom om te help.
voorbeeld wil ek vanoggend vir julle 'n gedeelte lees uit 1 Johannes 1, wat ook 'n brief is uit die aard van die saak wat deur Johannes geskryf is. En hy sê van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord. Hy is die lewe. Broers en susters, dit is werklik my onbeskryflike voorreg om elkeen van u vanoggend hier te groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou, julle sal weet, daar's 'n paar dinge wat ons doen op Opstanding Sondag. Ons kry Chris of ons die Halleluja te speel. Ons sing altyd lekker saam, ons vertel grappe, maar ek het vanoggend het ons iets spesiaal wat ons ook saam gaan doen. So Chris, ons sit en luister, ons is in jou hande. Wat 'n wonderlike voorreg dat ons ook die opstanding van ons Here Jesus so kan vier. En so 'n pragtige instrument. Chris Grant, baie dankie ook vir julle. Ek wil vra dat u sal staan. Ons gaan nou self die Here se naam groot maak en ons het vir Chris Vrydag gesê, hy het toestemming in ons kerk om net 1 keer 'n jaar stadig te speel op die orgel en saggies. Daai toestemming is net Vrydag wat verby is. So Chris gaan vir ons lekker hard, lekker vanaand speel. Ons gaan 2 lofliedere saam sing om die Here se naam groot te maak. Lied 409 vers 1 tot 3 en lied 411. Kom ons staan en maak ons die Here se naam op so 'n wyse.
mens so 'n bietjie gejaag, mens dalk net 'n tyd by die kerk op, jy soek nog vir jou 'n plekjie om te sit, en dan dink ons nie altyd oor hoe belangrik hierdie oggend is nie. En daarom wil ek vir jou 'n geleentheid gee, nie lank nie, ek gaan net so half mense geleentheid gee, dit is stilte. Dat jy kan stil raak voor die Here, vir 'n oomblik kan besef waaroor hierdie dag gaan, vir 'n oomblik weer daaraan kan dink, wat is die waarde van hierdie dag, hoe groot hierdie dag regtig is. En dan wil ek vir jou ook vra om vir die Here te vra dat hy vandag hierdie boodskap wat jy gaan hoor, hy met jou sal praat deur sy Heilige Gees. Ons vra vir die Here dat hy ons oë, geestelike oë en ore, ons harte sal oopmaak vir sy boodskap. En ons dink net vir 'n oomblik hoe belangrik hierdie dag regtig is. Gaan 'n half minuut daarvoor gee, dan sal ek vir ons voortgaan met gebed. Here, wat 'n voorreg om vanoggend saam te wees in die naam van die opgestane Here, Jesus Christus. Here, baie dankie dat ons vandag hier kan saam wees in U naam. Dankie dat ons kan vergader om U woord, dat ons U stem, U woord vir ons kan hoor. Dankie dat ons musiek kan luister, dankie dat ons saam kan sing. En dankie dat ons deur al die simbole wat ons vanoggend gehad het, kan verklaar, kan erken, kan onthou dat U uit die doodheid opgestaan het. Here, op hierdie belangrikste van alle belangrike dae in ons Christelike jaar, wil ons vra, Here, dat U met elkeen van ons vandag sal kom praat. Here, kom met die Heilige Gees, maak ons geestelike ore oop, maak ons harte oop vir die boodskap. Here, kom praat met elkeen van ons. U het vir elke persoon wat vandag hier is, vir elke gemeente, dit vir elke familie, dit vir elke gas vandag. U vandag hierheen genooi, want U het 'n afspraak met elkeen van hulle hier vandag. Ons bid, Vader, dat U met elkeen van ons sal kom praat. En die woord helder en duidelik vir ons sal kom oopbreek. En ons sal kom herinner hoe belangrik hierdie dag in ons geskiedenis is. Ons prys U daarvoor, Vader. Ons eer U, ons loof U. Ons dank U dat ons sonder vervolging vandag hier in U naam kan saam wees. Ons bid al hierdie dinge in die naam van ons opgestane Here, Jesus Christus. Amen. Ek wil vra dat jy vir my sal blaai na Johannes 20, as jy jou Bybel het, of as jy dit gaan volg op jou foon. En ek wil hê dat voor ons die skrif lees en lees, dat ons vir mekaar gou net sal herinner, waar is ons in hierdie verhaal? Ek dink wat baie belangrik is dat wanneer ons hierdie gedeeltes lees, dan kan ons dit maklik koud en klinies net daar uit die Bybel uitlees. Maar ons besef nie altyd wat die emosie is wat hiermee gepaard te gaan het nie. So ek wil jou vra vanoggend, dat jy jouself uit hierdie kerkgebou uit sal vat net vir 'n oomblik en jy sal inleef in hierdie tyd waar ons lees van in die Bybel. En nou moet jy onthou, daar's baie emosie wat gepaard gegaan het met hierdie laaste week. Ons het verlede week Sondag vir mekaar gesê, met Palm Sondag, dat Jesus het 'n intog in Jerusalem gehad. Baie mense, baie van sy volgelinge, was bly gewees. Sy takke en klere daar, want hulle koning gaan uiteindelik hulle kom verlos. Maar dan gaan hy nie tempel toe en verslaan vir Herodes, soos het hulle gedink het nie, hy gaan nie daar Herodes se paleis nie, hy gaan tempel toe. En hy jaag die mense daar uit. Sê hulle maak 'n rowersnes. Doen baie kontroversiële goed in daai laaste week, soos om te sê dat die 2 muntstukke wat die een vrou ingooi net so belangrik is, soos alles vir ander mense in hulle rykdom in die bak gooi. Ons het by die Paasete Woensdag aand met mekaar gedeel, dat Jesus uiteindelik saam met die disippels vergader daar in die boventrek, hulle voete was, vir hulle sê wat gaan gebeur. Ons lees hoe die spanning ophou met Judas Iskariot wat hom sou verraai. En dan sien ons uiteindelik hierdie verskriklike, daai wat vir my altyd so moeilik is om te lees, selfs op die flieks wat ons hieroor kyk. Sien daai intensiteit, daai verskriklike bang wat Jesus gehad het. My pa oor gepraat het Vrydag. Jesus daar gaan bid en sê maar nee, sê Here asseblief neem hierdie lydingsbeker vir my weg.
Uiteindelik moet die volk kies tussen Jesus en Barabbas, en hulle kies teen Jesus. Ons almal weet, Vrydag het ons met mekaar gedeel, dat hierdie verlosser gekruisig word en sterf. En wanneer ons die verhaal net tot daar lees, dan lyk dit vir ons so 'n bietjie of dit die einde van die pad is. Lyk of dit die einde van die pad is. Lyk of alle hoop nou daarmee weg is. Maar gelukkig is dit nie. Ons vertel die verhaal op in Johannes 20. Johannes 20 lees ons, Johannes skryf vir ons en hy sê, die Sondagmôre vroeg toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Nou het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê en ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het gesien en geglo. Sleutelteks vanoggend. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere daar staan waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dis die tuinopsigter. En sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar hy hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai toe om en in Hebreëus sê sy vir hom Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar, moenie my vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar ek gaan na my broers toe, en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disipels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Ons gaan net tot daar saam lees vanoggend, maar ek sal in my preek vinnig verwys na die gedeeltes wat ook hierop volg, maar ek nooi jou uit om daai gedeeltes ook in jou eie tyd te gaan lees. Nou soos ek vir julle gesê het, ek wil hê dat jy jouself moet indink, kom ons gaan net weer deur hierdie verhaal, deur hierdie besondere verhaal, wat soveel krag het vir ons vandag. En dink jouself in hierdie gemoedstoestand van hierdie vrou. Sondagoggend vroeg sê die Bybel vir ons, voordat die son nog op was, het Maria Magdalena, en ons sien in die ander evangelies, dat daar van die ander vroue ook saam was, het na die graf toe gegaan. Sy vat ook ander vroue saam, want dit was gevaarlik geweest vir 'n vrou om op haar eie te loop, veral as dit nog donker is. En ek dink die vorige aand het hulle dalk nie baie verstaan nie. Hulle is vroeg op om na die graf toe te gaan, want hulle wou die liggaam gaan behandel. Onthou nou, wanneer die Sabbat aangebreek het, daai Vrydag aand, is Jesus se liggaam van die kruis af, en is baie vinnig sien ons die gebeure, daarna waar hulle Jesus begrawe het. So, Maria het nog nooit 'n kans gehad om Jesus se liggaam te behandel. En ek dink in haar gemoed, daai aand het sy dalk nie baie geslaap nie, want ek dink, sy het net al hierdie emosies het nog deur haar gespoel, sy het vroeg opgestaan die volgende dag, want ek dink dit was ook vir haar 'n manier om finaal te gaan afskeid neem van Jesus wat nou dood is. En dan kom hulle uiteindelik daar by die graf aan en ons weet uit die ander evangelies uit dat 'n engel die klip daar weggerol. En dan, uit die aard van die saak, sien Maria die klip is weg en sy kyk in en sy sien, maar Jesus is nie daar nie. Sy is heel ontsteld en sy hardloop en sy gaan haal vir Johannes en Petrus. Nou, kan ons net gou vanoggend vir mekaar sê, dat hierdie ene weer gehardlopery, ek dink sy moes nogal fiks gewees het. Ons dink nie altyd daaraan nie, ons lees net nou, sy het ene weer gehardloop, dis 'n entjie weg. So Maria, in my kop ten minste, sy kom
dis nog vroeg in die oggend, daar waar Johannes en Petrus aan. Vriend, Bible images beeld dit mooi uit, maar ek het nie al die prentjies ingesit nie, maar julle gaan van kyk, hulle lê nog in die bed, as Maria daar aankom, en ek het in my kop hierdie prentjie, ons sê, uit ons baie aankom. As jy sê vir hulle manne, ek het vir julle baie slegte nuus, hulle het ons Here weggevat, hy is uit die graf uit. Johannes en Petrus, hoef sy nie twee keer te noem nie, hulle staan dadelik op, en hulle hardloop weer terug. Dink jy kan die hele preek maak oor hoe baie Maria hardloop in hierdie gedeelte. Sy hardloop weer terug. En dan kom uiteindelik daaraan. Nou, sien ons dat Johannes, dat hierdie is baie mooi, ek weet nie of jy dit raak gelees het al in hierdie teksgedeelte nie. So, wanneer Johannes verwys na die disipel van vir wie Jesus baie lief is, verwys hy na homself. Ek sal tog eendag wanneer ek in die hemel is vir Johannes wil vra, hoekom het hy dit nodig geag om in hierdie gedeelte te sê, dat hy eerste by die graf aangekom het? Jy het dit raak gelees, né? Hy skryf daar in sy evangelie, dat die twee het gehardloop en die disipel vir wie Jesus lief as hy kom, eerste by die graf. Maar Johannes, en hierdie is 'n skitterende prentjie, want ek dink hy sien die donkerte en hy wil nie net daar instorm nie, hy staan en kyk, want hy weet nie eintlik wat gaan om te wag te wees daar as hy in die graf kom. Hy huiwer en hy staan stil. Petrus was dalk bietjie meer onfiks, bietjie stadiger, hy vat bietjie langer om hier by die graf aan te kom. Maar Petrus eie aan sy aard. Waarom Petrus? Klassiek Petrus. Hy stop nie soos Johannes nie. Petrus storm daar in die graf in. So tipies iets wat Petrus daar gedoen het. Hy storm in. En dan sien hulle, maar hier is ons iets vreemd. Want as dit lijkrowers was, of as iemand hierdie lijk gesteel het, dan sou die doeke die mekaar daar gelê, of dalk nie daar gewees het nie. En hulle gaan in, en vir die eerste keer sien hulle, maar iets in hierdie verhaal is nie lekker nie. Iets is nie reg nie. Hulle sien dat die doeke waar Jesus toegedraai is, in die graf is, dat hy nie daar is nie, maar dat dit netjies opgevou is. Sien nie daar omgevang. En dan lees ons seker die mees kragtige vers in hierdie gedeelte, in hierdie opstanding. Vers 8. Ek het in my kop, het ek hierdie prentjie, waar Petrus instap in die graf, wel instorm in die graf, Johannes uiteindelik saam met hom inkom, en waar hy die doeke vat en hulle tel dit op. En dan sê die Bybel vir ons, hulle het dit gesien, en hulle het geglo. Kyk, die disciples, dis amper frustrerend om partykeer te sien wat die disciples doen in die Bybel, né? Jy wonder partykeer hoeveel keer moet Jesus vir dieselfde ding oor sê. Hulle is regtig soos kinders wat nie luister. Ek wonder of in daai oomblik dat hulle nie daar gestaan het met hierdie doeke in hande en besef het al daai woorde wat Jesus vir hulle gesê het dat hy gaan sterf en weer gaan opstaan. Dat hy teruggekom het en hulle besef het, wow. Dit het nou gebeur. En in daai oomblik besef hulle die Here het opgestaan en hulle kom tot geloof. En dan sien ons in vers 9, en ek wil nie vanoggend daai tyd aan ons spandeer, maar in vers 9 lyk amper soos 'n teenstelling van wat ons sien in vers 8, want dit sê hulle het nog nie die skrif verstaan en die skrif vervul is voor dat Jesus moes opstaan. Dalk net vandag, hoekom sê die woord dit vir ons? Onthou Johannes en Petrus was ongeleerde, eenvoudige mense. Ons sal oor 2 weke aan daai teksgedeelte aandag gee. So hierdie is nie geleerde, hooggeleerde uit wat besef het in daai oomblik, maar hierdie is 'n vervulling van die skrif nie meer. Hulle het eers gesien en toegeglo en eers later het hulle verstaan maar hierdie was eintlik 'n vervulling van die skrif wat voorheen gegee is. Hoekom ag Johannes dit belangrik om dit in sy evangelie te skryf? Baie eenvoudig, want hy sê vir Johannes is dit hierdie opstelling baie belangrik. Johannes sê, hierdie twee ouens wat die eerste getuie is dat Jesus nie daar is nie. Kon nie gesê het, maar wie hierdie is 'n skrifvervulling nie. Nee. Deur wat daar gebeur in die krag van die Heilige Gees, kom hulle daar tot geloof, voor hulle nog verstaan het wat die skrif daaroor sê. En volgens Johannes skryf die kommentaarskrywer gesê, dit maak die feit dat hierdie twee daar geglo het en dit gesien het, net meer autentiek. Niemand skryf baie interessant daaroor, ek het nooit dit besef. Dit is eintlik so voor die hand liggend. Jy sê hulle, op hierdie punt het Johannes en Petrus nog nie die opstanding beleef nie. Ja, hulle het gesien die graf is leeg en hulle het die doeke daar gehou en hulle het geglo.
Al het nog nie die opstanding beleef nie. Want hierdie verhaal moes eers 'n interessante ander wending van. Die verhaal gaan aan en ons sien dat Maria bly agter by die graf. Ons sien uit die teks uit dat sy huil, sy is nog ontstel. Nou, wat baie interessant is hier, is weer eens die disippels. Kyk, die disippels het by tye regtig dom goed gedoen. Ek dink hier is een van hulle. Want ons lees baie keer net oor hierdie verhaal, maar ek wil jy moet net gou hieraan dink. Hier is die disippels, hulle kan duidelik sien Maria is ontstel. Sy is besig om te huil. Hulle kom en hulle sien die doeke is weg, hulle glo. En wat doen hulle? Hulle los vir Maria nie daar by die graf. Jy al dit raak gelees in hierdie verhaal. Ek wonder hoe dit gegaan. Het hulle gesê, hoorie Maria, ons het nou gesien en ons glo, baie, ons sien jou later. Ons weet nie presies hoe dit afgespeel nie, maar ons sien dat die disippels los vir Maria nog. Maria Magdalena is baie ontstel. Daar is nie Jesus se ma Maria nie, Maria Magdalena. Maria is ontstel en dan kyk sy weer in die graf in. Dis vir so mooi hoe Johannes dit beskryf. Wie van julle dalk net by wyse van hand opsteek, het al gesoek vir iets wat jy voor jou heilige siel weet is nie dalk waar jy daarvoor soek nie. Ja, almal. Jy weet vir 'n feit jy het iets verloor iewers. Maar jy gaan kyk maar is dit nie dalk in die kar nie. Eintlik weet jy baie goed dis nie daar nie. Ek dink Maria doen dieselfde. Sy het klaar gesien, maar dan gaan sy as dit ware vir 'n tweede keer en sy kyk net, is dit wat sy gesien het regtig so. Hier in ons steltenis sien ons dat daar 2 engele verskyn en hulle vra vir haar waarom is jy ontstel en sy sê vir hulle en dan interessant genoeg die engele antwoord haar nie. Ons sien dat sy so by die graf staan en sy steeds besig om te huil. Dink net hierdie oorweldigende emosie. Ek kan nie genoeg klem daarop lê nie. Dink net jy sit vir Jesus is dood. Sy's deur al hierdie trauma wat sy gesien het op die kruis. En nou is sy liggaam ook nog weg. Johannes en Petrus hulle het ook na haar geloop. Hier is sy en sy hoor iets agter haar. En sy dink sy tuinopsigter. Tuinopsigter vra vir hom, "Maar wie soek jy?" Die staan dat hy daai woorde gebruik, "Maar wie soek jy?" Sy sê vir hom, "My Here, sê net asseblief vir my, as jy hom weggevat het, waarheen het jy hom gevat?" Al wat Jesus doen, is hy sê nie vir hom, "Maria, ek het opgestaan, kyk." Hy sê nie vir hom, "Maria." Dis al wat nodig is vir Maria om te besef dat haar opgestaande Heer hier voor haar staan. Hy kyk na haar en hy sê vir haar, "Maria." Wow, kan jy dink wat is die emosie weer eens waarheen Maria daar gaan? Ek is so bang ons lees hierdie gedeeltes ons dink nie daaraan nie. Dink net, jy staan daar, jy's so emosioneel oor iemand wat dood is, almal van ons het hier het al iemand verloor naby aan ons. Hierdie persoon is dood, hy's hartseer en die volgende oomblik staan daai persoon vir jou en hulle het uit die dood uit opgestaan. Kan jy dink hoe oorweldigend moes dit vir haar gewees het? Kan jy dink wat moes haar reaksie gewees het? Sy sien die opgestaane Heer voor haar. Met al die letsels en alles daarmee saam. En wat doen Maria? Johannes beskryf dit nie vir ons in soveel woorde nie, maar ek kan vir jou nou sê, ons kan dit aflei uit Jesus se reaksie, is sy gaan en sy omhels vir Jesus. En ek dink sy het hom net omhels nie, ek dink sy het hom gesoen. Sy was bly om hom te sien. En wat sou jy doen in so 'n situasie? Ek seker, sy het hom styf vasgehou. Sy sê vir hom, "Rabboenie, my leermeester," is 'n aanspreekvorm vir iemand vir wie jy baie hoë agting. Duidelik kan sien dat sy glo dat hierdie Jesus wat in die kruis gesterf het, opgestaan het en nou weer lewe. Jesus sê vir hom, "Moenie hier bly nie. Gaan vertel dit vir my disippels." Wat sy dan ook doen. Die gedeelte net na hierdie, dan sien ons die disippels sit in die boeftrek. Hulle is bang, die deure is gesluit. Ek wonder wat was hulle emoes as Johannes en Petrus het gesien Jesus het opgestaan en ek seker hulle is besig om dit vir die disippels te vertel. Ons sien dat die deure gesluit is want hulle is bang vir die Jode. En dan die volgende oomblik, het sê vir ons dit was daai aand. Die volgende oomblik, terwyl die deure gesluit is, staan Jesus tussen hulle. En hy sê vir hulle, "Vrede vir julle." Weer eens lees ons dit net om ons moet besef hoe groot dit is. Hierdie ouens is bang. Net voor ons daarby kom,
Ek wil tog, ek en Hannig sê ek wil vir Johannes iets vra enige in die hemel. Ek wil graag vir Jesus vra, wat het hy die res van daai dag gedoen? Het julle al daaroor gewonder? Ons sien hy verskyn die oggend aan Maria, en die aand aan die disippels, ek wonder wat het hy die res van die dag gedoen? Ons weet. Daar ons die disippels by mekaar, hulle is bang. Wie van julle het al 'n bang op fliek gekyk? Jy het gesien dat enige gelykie in die huis skielik dan die reaksie op dit. Hierdie disippels is klaar bang, ons lees dit veral in die Lukas Evangelie. En die volgende oomblik met geslote deure staan Jesus hier tussen hulle. En hy sê vir hulle vrede vir julle. Ek dink hulle het min vrede gehad op daai stadium. Ek dink hulle het hulle mors dood geskrik. Jesus sê vir hulle vrede vir julle. En dan is hulle baie bly om te sien. Die eerste keer wat hulle die opgestaan Heer sien. Sê maar dan lees ons verder. Dan lees ons verder van 'n arme man met die naam van Thomas. Raai wie was nie by daai geleentheid gewees nie? Thomas. Ja, hy mis uit. Johannes 20 sê vir ons, die disippels gaan vertel vir Thomas, hulle sê vir hom, Thomas, jy sal nie glo wat het gebeur nie. Hier in die vertrek, tussen die geslote deure het Jesus, wat opgestaan het, aan ons verskyn. En wat sê Thomas? Ek dink hierdie foto is absoluut skitterend. En soms sien hoe skepties is hy oor hierdie wat hulle vir hom vertel. Hy sê, ek sal eers glo as ek die werk aan sy hande sien. Uiteindelik sien ons agterop verskyn Jesus weer aan Thomas. Verskyn Jesus weer aan hulle. Weer terwyl die deure gesluit is. Interessant, né? Mens voel of Jesus kom oor van die deure oop was net ingestap het. En met hulle gaan praat. Ja, hy doen dit opsetlik wanneer die deure gesluit is, om iets van sy verheerlikte opstandingsliggaam te bewys. Hy sien vir Thomas vat aan sy hande en dan begin hy glo. Dan sê Jesus vir hom, Thomas, geseënd, gelukkig is jy wat sien en nou glo. En dan gee Jesus 'n boodskap wat deur alle eeue heen vir my en vir jou nog soveel waarde het. Wat vandag op elkeen van ons van toepassing is, waar hy sê, geseënd is ook jy wat glo sonder dat jy gesien het. Wanneer Jesus daar in die boventrek is, met sy disippels, dan sê hy verskeie kere vir hulle, julle het my nou gesien, ek het opgestaan, gaan julle nou, en gaan verkondig hierdie woord, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Nou, wat is dit wat ons leer uit hierdie verhaal uit? Paar belangrike goed. Hier is ons ander dominees en 'n paar ex-dominees en van my klasmaat hier vanoggend. Hulle almal sal vir jou leer dat 'n goeie gereformeerde preek het altyd 3 punte. Maar omdat julle op 'n lang naweek kerk toe kom, gaan ek 'n bonuspunt vir julle gee. So daar gaan 4 punte wees. Want as jy kan uithaal. Nou die eerste punt is eintlik die bonuspunt voor ek uitkom waarby ek wil uitkom uiteindelik. Die eerste ding wat ons moet sien uit hierdie teksgedeelte uit is broers en susters, ek en jy en wat ons mekaar kan sê by die opstanding is dat ek en jy moet baie versigtig wees om nie te voorspelbaar te wees met God nie. Hoekom sê ek dit? Kyk wat doen Jesus hierso. As ek vir jou 'n ranglys kon gee van aan wie Jesus eerste sou verskyn, dan sou dit die priester gewees het, of dalk die familiehoofde, dalk een van sy binnekring disippels, dalk een van die ander disippels, en heel onder op die lys sou gewees het 'n vrou. Hoekom? Want 'n vrou in daai samelewing het geen plek gehad nie. As die pa van 'n dogtertjie is baie bly die werk nie meer so nie, maar dis so het gewerk het. Johannes en Petrus sien eerste maar aan wie verskyn Jesus eerste? Aan 'n vrou. Totaal en al ondenkbaar. As jy daai tyd vir iemand moet sê dat Christus sal na sy opstanding eerstens aan 'n vrou verskyn, hulle het gesê, no way. Hy kom en hy verskyn aan 'n vrou. Hy kom, in plaas van dat hy deur die deur loop, verskyn hy daar waar die deure toe is tussen mense. Ek kan vir jou klomp sulke voorbeelde gee. Broers en susters, ek en jy kan baie keer het ons 'n mooi dogmatiese konseptuele verstaan van God en ons probeer om baie keer in 'n boks plaas en baie keer ek is self daaraan skuldig, wil ons eintlik vir hom voorskryf wat hy moet doen in ons lewe en hy moet eintlik net daar by my plan invul en hy moet dit net moontlik maak. Ek en jy moet soos ons hier sit vanoggend vir mekaar sê dat hierdie God is 'n dinamiese God wat anders werk en anders dink as ek en jy. Wees baie versigtig om te voorspelbaar met
met hierdie God te wees. Hierdie opgestaane Here. Tweede ding wat ons vanoggend moet sê uit hierdie gedeelte, is dat broers en susters, hierdie wat ons hier met mekaar vandag deel, is die fondasie van ons geloof. Laat ons kategories vir mekaar sê, hiersonder val alles anders wat ons het plat. Nie Kersfees of enige ander dag is so belangrik soos hierdie dag waar Jesus opstaan nie. Sien, ons kan as denominasies en as kerke baie keer in dieselfde kerk met mekaar stry oor klomp goed. Stry met mekaar oor die doop, oor spreek in tale, oor die weerstaanbare en onweerstaanbare werking van die Heilige Gees. Klomp dogmatiese goed waaroor ons baie keer kan praat en kan stry. Maar ons een ding waaroor ons as Christene nooit kan stry nie. En dit is dat die Here Jesus Christus opgestaan het uit die dood en die dood oorwin het. Want sien, as daai domino omval, val alles daarmee saam uit te plat. Hierdie wat ons met mekaar vanoggend gedeel het, is by ver die belangrikste gebeurtenis in ons Christelike geloof. En daarom kan ons nie op 'n Paasondag anders as om mekaar te herinner daaraan hoe belangrik hierdie gebeure is nie. Selfs die kruisiging, baie mense sal sê die kruisiging was die belangrikste, dit was nie. Dis belangrik dat hy in die kruis gesterf het, maar as hy nie daarna weer opgestaan het, en daarom simbolies het ons die rooi en swart afhaal. As hy nie daarna opgestaan het, sy kruis dood soos enige ander persoon se dood gewees het aan die kruis. Feit, broers en susters, dat hy opstaan, wys dat die sonde en die dood hom nie kon bind nie. Hy het dit vir eens en vir altyd hy oorwin. Die derde ding, dit sluit eintlik aan by die tweede punt, is dat die opstanding, broers en susters, gee vir my en vir jou hoop in die mees hopelose, moedelose situasies. Ek sien dit by die werk, ek sien dit baie op my, mense moedeloos is, hulle deur siekte gaan, afsterwe van 'n familielid, hulle werk verloor het, en net oor die algemeen negatief is oor wat in die wêreld aangaan. Beleef het baie sterk op my. Maar broers en susters, kan ons vir mekaar vanoggend sê dat ek en jy as Christene behoort weens die opstanding anders te dink oor hierdie probleme rondom ons. Want hier is die punt. Die dood wat ons sien as ons grootste dreigement, kon nie vir Jesus hou nie. In daai oomblik, in hierdie oomblik waar dit lyk of alles verlore is, asof dit moedeloos, asof dit die einde van die pad is, asof alles te vergeefs was, kom die sterkste krag van God wat nog ooit gewerk het tevore. En hy wek vir Jesus Christus uit die dood uit op. Kan ons vir mekaar vanoggend sê, wat my pa gesê het Vrydag, wat was sy woorde? It's Friday now. Sunday is coming. Dalk is jy op 'n plek in jou lewe waar jy sê, dit is Vrydag in my lewe. Dit voel vir my hopeloos, moedeloos, ons geen uitkoms nie. Wat nou? Broers en susters, dis in daai tye waar die sterkste krag wat Christus uit die dood het opgewek het, begin werk in jou lewe. Daar is niks wat in my en jou lewe so groot is, die krag wat Christus uit die dood het opgewek het, nie kan uitmaak in jou lewe nie. Daarom moet ons mekaar vanoggend sê, die feit dat Christus opgestaan het, maak dat ek en jy hoop het in die mees hopelose situasie. Vierde, die laaste punt, en ek gaan nie te veel vanoggend daaroor sê nie, ek gaan oor 2 weke weer daaroor preek, maar jy laat ons sommer nou uit vir dit, behalwe Rentje alle, ek het dit klaar by hulle kerk gepreek. Jesus sê dan vir sy disippels, gaan. Broers en susters, die opstanding van Christus kan ons nou vanoggend vir mekaar hier sê, dis baie mooi, ons hou daarvan, ons hou van die boodskap, maar as dit my en jou nie roep tot aksie nie, dan beteken dit niks in ons eie lewe nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy kan nie anders, wanneer die Here jou lewe raak, wanneer jy verstaan, dat die Here, die opgestaane Here, die koning is van jou lewe, jou redder en jou verlosser is, as om verander in hierdie hopelose, moedelose wêreld dit te kan vertel nie. Christus sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle nou, ek roep jou tot aksie. En daarom vir elkeen van ons vanoggend, wat hierdie hoor, ons word geroep tot aksie. Maar vra my in die week, hoe gaan jy die opstanding en die doop by mekaar uit? Sê ek vir hulle, baie maklik, dis die maklikste ding wat ek nog ooit in my hele lewe gedoen het. Maar kom ons vat die 4 punte, wat ons vanoggend in die preek bespreek het. Die eerste daarbo is, moenie te voorspelbaar wees met die Here nie. Op 'n ligter noot,
het ek en Jolie dit eerstens beleef. Baie van julle ken ons. Ek en Jolie was vas oortuig dat ons 'n seentjie ouers. Moenie te voorspelbaar wees vir die Here. Die Here het geweet. Kyk, my ma se teorie is ek het dit nodig om my lewe op my nederig te hou, 'n dogtertjie. En ek dink sy het my uitbid vir 'n dogtertjie. Moenie te voorspelbaar wees vir die Here, my broers en susters. Maar as ons mekaar sê, ons is dit so gewoond, ek's bang ons raak hierdie goed gewoond. Dat die Here, die God wat alles geskep het, kom en hom verbind aan 'n klein babietjie. Dit is seker die onwaarskynlikste ding wat jy in die lewe aanpak. Ons moenie net ongewoond raak nie. Die feit dat die Skepper God sê, ek gee my lewe vir jou, ek verbind my lank voordat jy dit verstaan waar dit gaan. Wow. Moenie te voorspelbaar wees met die Here nie. 2, sê ons mekaar, hierdie is die fondasie van ons geloof. Die feit dat Christus opgestaan het, is die fondasie van ons geloof, waar sonder alles anders platval. Dit sluit die doop in. Daar sou nie 'n doop gewees het, is nie vas dat Jesus Christus ons uit die dood het opgestaan het nie. Daai verreëse opgestane Heer kom vandag en hy sê, ek verbind my aan jou, 'n klein kind. Dis die fondasie van waaroor selfs die dood gaan. Die derde punt was om te sê, daar's hoop in 'n hopelose situasie. Ek hoor al hoe meer en meer, by die werk, by die kerk, by verskillende plekke, dat mense sê, hulle wil nie kinders hê nie, want hulle wil nie kinders in hierdie chaotiese wêreld waar ons leef inbring nie. Maar broers en susters, vir my was dit nooit eers 'n oorweging om nie kinders te hê. Hoekom? Want ek weet, ek kan nie hierdie kind altyd beskerm nie. Maar ek weet, waar ook al sy gaan, is sy binne in die hand van die Here. En waar ook al sy deur moeilike tye of iets sleg in haar lewe gebeur, sal daai hoop van die lewende Here in haar wees en in haar werk. By haar wees. Ek weet nie van jou, maar vir my is daar geen groter troos en hoop as dit nie. Interessant hoe baie van die ouers hulle kop beskik. Ek dink ek sal dalk beter verstaan selfs nog as ek ouer is. Maar ons hoop met die wêreld, hoop van hy kind. Hoekom? Omdat ons in 'n opgestaane God glo. So maklik is dit. En laastens het ons mekaar sê, die opstanding roep ons tot aksie. Wel, die doop roep ons ook tot aksie. Ons as ouers wat die doop gelofte aflê, ons sê, ons beloof dat ons kind sal groot maak in die weer van die Here. En daar sal ons ook aksie wat die Here vir Elie roep. En die mooiste wat ek dit kan beskryf is met die volgende. My pa kla altyd ek ploeg met sy kinders in die preke, ek gaan dit weer doen. En ek het tot in hierdie geval sy styfie gevat. Wie van julle onthou dan? Ek weet die paar mense van Standard Bank wat werk ons kyk, hulle sal hou daarvan om daai te sien. Daai is 'n check. Hy gebruik altyd die beeld om te sê, die doop roep ons as 'n aksie, soos wat 'n check doen. Ek vra altyd die doopgesprekke vir ouers, wat is die ergste ding wat jy kan doen met 'n check? Ouers, julle moet maar vir julle kinders verduidelik. Ek sien iets van die kinders wat nie 'n klou het waarvan ons nou praat. Wat is die ergste ding wat jy kan doen met 'n check? Niks. Wat moet jy doen met 'n check? Jy moet hom bank toe vat en hom gaan bank. Jy moet daarmee handel. 'n Check is nie geld nie. Dit sê nie daar's geld in die bank. Die doop bewerkstellig nie jou verlosser nie. Dit is 'n teken om te sê, ek is die Here verbind my aan jou. Maar jy is kind, jy is mens. Jy moet daarmee handel. En soos Elie groot word, gaan sy daarmee moet handel. En ook moet antwoord op die roepstem van die Here. Daai check is in haar naam, hierdie doop is in haar naam. Want hy hulle die checks dan skryf hulle daarop nie oordraagbaar. Jy kan nie check vir iemand anders oordra of kanselleer nie. As jy check, jy moet daarmee handel. Roep ons tot aksie. Wat is die doop? Ons gaan nie deur die hele formulier gaan nie. Maar die doop, baie belangrik, is iets wat gebeur in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons sê vir mekaar met die doop, en die doop is 'n geleentheid vir ons ook erken dat ons as sondaars in hierdie wêreld kom. En dat ons opnuut gebore moet word en verlos moet word deur ons Here Jesus Christus. Bevestig daardeur dat ons ingesluit word, dat ons aangeneem word deur God, en dat ons laat deel aan al die voorregte van die verbond.
Dis voor die water kom. Ons sê vir mekaar by die doop, dat ons as kinders verbind word aan Christus, en dat ons sonde deur sy bloed afgewas is. En hy het ou sondige lewe saam met ons sterf. Jy is daarom ook die simbool van water, 'n teken dat die Here Jesus Christus my en vir jou skoon was. En dit bring ons by die volgende punt. Wat sê dat hy ons deur sy opstanding weer lewend gemaak het. Water is natuurlik ook 'n teken van 'n bron van lewe. Hy ons sonde afwas en dat ons weer lewend maak. En dis 'n seël van die inleiding in die liggaam van ons Here Jesus Christus. God kom as Vader en hy sê vir hierdie kind, ek kies jou om deel te wees van my span. Die parkryners weet, ons het altyd 'n debat oor hoe dit lyk die kleurtjies en die truitjies van daai span van die Here. My pa voel is meer 'n rooi en wit tipe van trui wat die bloed en die skoon was simboliseer. Ek dink is meer 'n ligblou tipe van truitjie, of die lig en die heerlikheid uitbeeld. Maar ons weet vir 'n feit dis nie 'n swart trui nie. God kom en hy sê, ek kom kies jou, ek kom verbind my aan jou. My pa vra om vorentoe te kom. En hy sal dan almal wat hier voor moet wees vorentoe, en hy gaan ons ook dan hierdie verlof het.